Goeienaand. Ek het dit vanoggend ook gesê, julle is net te slim vir my, want net hiervoor sal julle nie kom sit nie, liewer daar. Ek het nog gedink, ek hou julle daar agterweg, maar nou, ek preek net vir hierdie paar mense wat hier sit. Baie welkom op Hemelvaartdag, 'n besondere dag in die jaar. Het is so dat Hemelvaart seker maar nog altyd die stiefkind is van die kerklike feesdae en minste aandag kry, maar 'n besondere dag. So Skarnierdag in die kerklike jaar, ek gaan later iets daaroor sê, op 'n manier die inleiding tot Pinkster, maar ook 'n dag op sy eie. Mag dit vir ons ook vanaand 'n besondere saam wees, met mekaar wees. Groet gou mekaar, kyk wie sit naby jou, vra gou, hoe gaan dit? Kom ons sê net vir mekaar welkom. Ons gaan vanaand begin met 'n psalm, deel uit 'n psalm uit wat ek dink nogal baie van ons sê oor hemelvaart. En dis in Psalm 67. Psalm 67 begin met die woorde: Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn. En dis wat ons almal vra. En dikwels vra, Here, seën my. Wees goed vir my, gee vir my genade, gee vir my gesondheid, gee vir my energie, gee vir my 'n werk, gee vir my gelukkige kinders en 'n gelukkige gesin. Seën vir my. Op Psalm 67 gaan dan verder en gebruik hier die volgende woord: seën ons sodat God se dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder die nasies. Mag God ons genadig wees, sodat sy reddende krag onder die nasies bekend mag wees. Hierdie God wat ons as instrumente gebruik. Dit is hy wat ook vanaand vir ons groet. Gemeente, genade vir julle en vrede van God wat die wêreld en sy ganse skepping liefhet. En van Jesus Christus wat sy liefde kom wys, kom demonstreer, kom waarmaak het. En van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan 'n paar liedere sing. Ons gaan vanaand 2 liedere sing wat redelik onbekend is. Moenie moedeloos word daarvoor nie. Ons gaan hulle gereeld sing in die volgende week. En ek sê sommer nou al, ons gaan van Sondagoggend af tot Woensdag aand, Sondagoggend, Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag aand, elke keer 'n diens. Die aandse dienste word in die oggend herhaal. Maar ons gaan hierdie liedere daar sing. Ons is min mense. So kom ons probeer ons bes. Moenie net luister en luister so 'n bietjie wat hulle sing, maar sing dan ook saam en ons kyk wat maak ons met hierdie liedere. Maar dat hierdie week 'n week van, ek wil nie net sê lekker sing sal wees nie, maar uit ons harte uit sal sing, vreugdevol sang sal wees. Ons gaan begin met 'n lied wat ons goed ken, die Halleluja. Die volgende een is ook baie bekend, Herder Heer, en dan Wees U my toevlug. En dis die lied wat ons elke aand gaan sing. Ek gaan nou sê dat ons vir die derde lied wat nou 'n bietjie meer onbekend is, gaan sit. Maar moenie ophou sing dan nie. Gebruik dan daai ekstra energie ook om te sing. So kom ons staan vir die eerste 2 liedere en dan sit ons vir die derde een. For
Here, baie dankie dat ons nie maar net dit kan vra en dan hoef te wonder of dit gaan gebeur nie, maar dat ons vanaand weet dat U ons toevlug is, die een na wie toe ons kan vlug. Dat U ons God is wat vir ons liefhet, wat na ons toe gekom het, wat ons Vader is, ons hemelse ouer is. En dat U ook die Almagtige is, die een wat in die hemel is, die een wat sit aan die regterhand van die Vader, die een wat heers, die een vir wie niks onmoontlik is nie. Here, dat ons vanaand U kan aanbid as die God wat was en wat is en wat tot in ewigheid dieselfde sal bly en wat weer sal kom. Dankie dat ons vanaand vandag Hemelvaart kan vier. Dankie dat ons in hierdie volgende 10 dae as 'n gemeente en as gelowige mense in afwagting kan wees op die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. En dat ons ook in ons gemeente die geleentheid het om vir 'n paar aande, paar kere byeen te kan kom en te luister na U woord en toegerus te word om te gaan, sodat U seën by almal sal uitkom. Praat ook, Here, vanaand asseblief met ons deur U woord. Amen. Vriende, ons gaan een gedeelte lees, eintlik 2, maar ek gaan die tweede gedeelte nie lees nie. Ek gaan so hier en daar daarna verwys. Dis ook 'n baie bekende gedeelte, dis die gedeelte in Genesis wat vertel van die mense wat die toring gebou het, die toring van Babel. So ek gaan dit so in die loop van die aand ietsie daarvan sê. Maar net voordat ons uit Handelinge 1 lees, wil ek tog weer 'n keer die storie vertel wat ek dink almal van ons al gehoor het, maar vanaand weer 'n keer moet hoor. Die storie van die dominee en die eienaar van die seepfabriek wat in die dorpie gestap het en dan met mekaar praat. Die eienaar van die seepfabriek is 'n baie siniese mens. Ook nie baie seker oor hierdie hele ding van geloof nie. Wonder ook maar baie keer oor die Bybel en probeer eintlik elke keer homself oortuig dat dit nie nodig is om te glo nie en dat die Bybel nie waar is nie. En so stap hulle en hy en die dominee praat en hy sê vir die dominee, jy sê nou die Bybel is waar en julle sê dat die Here is lief vir ons, maar kyk hoe lyk die wêreld. Kyk al die oorloë, kyk al die geweld en kyk al die misdaad. En die dominee het nie veel gesê nie, geluister en hier en daar dit beaam. En toe op 'n stadium toe hulle so stap toe sien hulle daar aan die ander kant van die straat sit daar 'n seentjie. Vuil. Sy klere is vuil, hy self is vuil. En die dominee sê vir die eienaar van die seepfabriek, seep het ook nie eintlik veel waarde nie, né? Kyk hoe lyk hy kind. En die eienaar van die seepfabriek skud sy kop en sê, mens moet ten minste eers seep gebruik voordat jy sal skoon word. Sê die dominee, presies so met die evangelie ook. Presies so met die Bybel ook. Jy moet dit eers gebruik voordat dit enige waarde het. Met dit in gedagte, kom ons lees Handelinge 1 van vers 9 af. Maar onthou net dat in vers 8 is daai baie bekende vers. Wanneer die Heilige Gees kom, sal julle krag ontvang en my getuies wees in Jerusalem, Judea, en Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde. En dan nou net daarna, vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. 'n Wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie.
Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opvaar het. Kom ons sing nog 'n lied. En dis ook 'n lied wat ons nie so goed ken nie. Ons het hom al gesing, maar baie lank gelede. Let the weak say I am strong. En let op die woorde. Hierdie 2 kante van gelowiges wees. Julle kan bly sit daarvoor. Julle sal krag ontvang en my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke, uiteindes van die aarde. Waarom staan julle so na die hemel en kyk?
In 'n onlangse artikel skryf die teoloog en oud-joernalis Fanny Heinz en vertel sy waarneming, waar hy sê dat dit vir hom lyk of Sondag se aanbidding nie uitkom by Maandag se werkplek nie. Is nogal iets om oor na te dink, dat Sondag se aanbidding nie uitkom by Maandag se werkplek nie. Fanny Heinz vra in hierdie artikel, hoe is dit moontlik en hoe kan dit verklaar word, dat volgens die jongste sensusopname 85% mense in Suid-Afrika verklaar het dat hulle Christene is. Maar terselfdertyd word daar jaarliks sowat 27.000 mense in Suid-Afrika vermoor. En dan vra hy in hierdie artikel hierdie vraag: waarom laat die Christene in Suid-Afrika nie 'n dieper voetspoor in ons land nie? En vriende, dis vanaand op Hemelvaartdag die vraag: waarom laat die Christene nie 'n dieper voetspoor in hierdie land nie? Want godsdiens, Christendom is nie 'n teoretiese saak nie. Godsdiens is nie om rustig in 'n kerkgebou te sit en na die evangelie te luister, of om deel te wees van 'n Bybelstudiegroep en daar te teoretiseer en te wonder oor wat presies elke gedeelte in die Bybel beteken nie. Godsdiens is nie net om te loof en te prys nie. Godsdiens is om dit wat ek weet te gaan doen. Godsdiens, Christendom, is om in diens te tree. En dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. Ons is in diens. Ons is in diens van ander mense. Ons is nie in diens van die kerk nie. Ons is nie in diens van die gelowiges nie. Ons is in diens van die wêreld. Dis wat Psalm 67, waarmee ons vanaand se diens begin het, ook vir ons sê. Ons word geseën. Ons ontvang oorvloedig baie, omdat ons in diens staan en dit wat ek ontvang, deur my moet laat vloei, sodat ek ander mense daarmee kan seën. En eintlik is dit die boodskap wat dwars deur die Bybel loop. In Genesis 1 vers 26 en 27 praat God eintlik met homself en dan sê hy, kom ons maak mense om ons te verteenwoordig, as ons verteenwoordigers, as ons beeld. Kom ons maak hulle, dat ons moet dat die mense God sal verteenwoordig oral in die wêreld. En dan in vers 28, nadat hy die mens gemaak het, sê hy, dat ons moet gaan, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Gaan en word baie en vul elke uithoek van die aarde. En ja, ons het dit gedoen. Ons vul die aarde tot oorlopends toe vol met baie mense. Maar dis nie wat God bedoel het. Hy het nie gestop by wees vrugbaar en vermeerderheid nie. Hy het gesê, sodat julle die aarde kan vul en die wêreld tot 'n seën kan wees. God het nie gesê dat mense links en regs moet kinders hê en nie eens weet wie die kinders is en nie in staat moet wees om vir die kinders te sorg nie, nie in staat te wees om vir hulle goeie ouers te wees nie, nie in staat te wees om vir hulle aan God bekend te stel nie. God het gesê, wees vrugbaar vir die aarde, sodat julle seën kan wees. En dan in Genesis, dan kom die sondeval, en die Here wis min of meer al die mense uit, behalwe Noag en sy familie bly oor. En as die ark tot rus kom en die wêreld weer aan die gang kom, dan sê die Here in Genesis 9 vir Noag, presies dieselfde woorde. Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde.
En dan word die mense meer. En as ons aanlees, dan kom ons by Genesis 11. En in Genesis 11, dan staan daar dat die nageslag van Noag het na die Sinar vlakte toe gegaan. En daar het hulle besluit om 'n toring te bou. Want sê hulle, as ons hierdie toring bou, dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Kom ons koek saam. Kom ons kuier saam met mekaar. Kyk hoe gevaarlik is die wêreld. Kyk al die sondaar mense. Kyk die klomp wat alweer 'n keer, net soos voor die sonvloed. Kyk hoe sondig is hulle. Kom ons bou vir ons 'n kerk. 'n Klooster. Kom ons sonder ons af van die wêreld. Want ons is heilig. Ons is meer Christelik. Ons is nie so sleg soos hulle nie. Kom ons bou vir ons 'n kerk. 'n Toring. Ons bou dit so, dat ons eintlik sommer in direkte kontak met God is. Dat ons sommer net, as dit ware, hier kan uitstap en in die hemel kan instap, dat sy punt tot in die hemel sal reik. Kom ons sonder ons af. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Want hulle wou nie die aarde vul nie. Hulle wou nie lewende beelde, verteenwoordigers van God in hierdie wêreld wees nie. Daarom koek hulle saam in een kerkgebou, in een toring. En hulle broei hulle self daar lekker warm. En God weet wat gaan met so 'n proses gebeur. God weet dat as so iets aan die gang is, gaan niemand dit kan stop nie. En hy sê, julle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat julle beplan onmoontlik wees nie. En dan kom God, en hy verwar hierdie mense se taal. Hulle is nog besig om hierdie kerk te bou, dan verwar hy hulle taal. Dan begin hulle stry met mekaar. Ek dink hulle het nie noodwendig verskillende tale gepraat nie. Hulle het net verskillende idees gehad en begin beklei met mekaar en begin stry met mekaar. En uiteindelik verwar hy hulle en verstrooi hulle en gaan hulle elkeen op hulle eie plek, stig hulle af en gaan hulle oral heen. Maar in die proses vul hulle die aarde. Genesis 11 vers 8 sê, die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde. Hy het hulle gesaai, gestrooi oor die hele aarde. En vers 9 sê dit weer, van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Toe ek 'n seentjie was, en ek weet nie of my ouers dit so gelees het en of die dominee dit so gepreek het nie, maar ek het gedink dat hierdie verstrooi oor die hele wêreld was God se straf aan hulle. God het hulle nie gestraf nie. God het hulle aangemoedig. Hy het hulle aangemoedig om te doen dit waarvoor hulle geskape is. Om aan hulle lewensdoel te beantwoord. Want vriende, God is 'n genadige God. God is 'n liefdevolle God. God het die mense buitekant daai toring. God het die mense buitekant daai kerk, wat vol is van heilige mense. God het hulle lief. En hy wil hê dat sy genade liefdesboodskap by hulle moet uitkom. En sy plan is dat dit deur die gelowige mense, deur die kerkmense, deur die toringmense, daar moet uitkom. En as hulle dan saam koek in 'n kerkgebou of in 'n toringgebou, waar hulle so heilig is, dat hulle sommer kan direk hemel toe gaan, dan breek hy dit stukkend. En hy verstrooi hulle oor die hele aarde, want hy wil hê, sy boodskap moet by die mense, vir wie hulle nie lus het nie, uitkom. Hy het hulle aangemoedig om by daai mense uit te kom. En dit is die boodskap van die hemelvaart. Eintlik word hierdie Genesis verhaal in die Nuwe Testament herhaal. Hemelvaart is eintlik dieselfde doel voor oë as die taalverwarring by Babel. Hemelvaart het ten doel dat mense, gelowige mense, ons goddelike opdrag om die aarde te vul met die liefdesboodskap van Jesus te voer. Julle het die krag
om my getuies te wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die aarde. So Galileërs, kerkmense, waarom staan julle die hele tyd na die hemel en kyk? Julle opdrag is om af te kyk en rondom julle te kyk en te gaan en mense tot 'n seën te wees. Vriende, Hemelvaartdag is so 'n skarnierdag in die kerklike jaar. Op Hemelvaartdag hou ons op om te vier dit wat Christus vir ons gedoen het. En maak ons gereed om dit wat ons ontvang het te gaan doen. Ons hou op om te vier wat Christus vir ons gedoen het. Want dit het ons nou gedoen. Ons het Kersfees gevier. Ons het Goeie Vrydag gevier. Ons het Opstandingssondag gevier. Ons het Paasfees gevier. Alles wat Christus vir ons gedoen het. Hy het alles gedoen dit is volbring, het hy gesê. En nou op Hemelvaartdag gaan die deur oop op hierdie skernier en sê die Here, dit wat julle ontvang het, moet julle nou gaan uitdeel in die wêreld. En ek sal die Heilige Gees gee om julle die krag, die inspirasie, die moed, die ywer te gee om dit te kan doen. Gaan maak die mense my disippels. Maar dan gebeur dieselfde as wat in Genesis gebeur het. Hier kom die Here en sê, gaan wees my disippels, gaan vul die aarde, die hele wêreld. Gaan hier in Somerset Wes, gaan in Lewandle, gaan in Makassar, gaan op die Kaapse vlakte, gaan Stellenbosch toe, gaan in die Wes-Kaap in. Maar in Handelinge 8, dan lees ons dat hulle nog maar steeds net in Jerusalem is. Nog niks beweeg het uit hulle veilige ruimte, daar waar die tempel is, daar waar hulle gewoond is, daar waar al hulle vriende is, daar waar dit lekker is. Hulle is nog steeds net in Jerusalem. En dan in Handelinge 8 breek daar 'n vervolging uit. Dan kom die slegte mense, die sondaarmense, en hulle val die Christene aan, en hulle vervolg hulle, en hulle maak hulle dood, op wrede, verskriklike wrede maniere. En ek kan my indink, dat hulle maar net soos ons kerkmense sou gaan bid het en sê, Here asseblief, red ons van hierdie slegte mense, Here keer hulle, maak hulle dood, Here help ons dat hulle ons nie aanval nie, en gaan wegkruip het vir hulle. Maar dan lees ons in Handelinge 8 vers 3, die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Het maak my eintlik hartseer om te dink dat dit nodig was dat daar 'n vervolging moes kom, dat daar mense doodgemaak moes word, dat slegte sondaar mense die Christene doodgemaak het, om hulle uit hulle gemaksone te kry die wêreld in. En so ver as wat hulle vlug, het hulle die evangelie verkondig. Het die Heilige Gees hulle gebruik om die evangelie te bring. En die erg hiervan is dat hierdie wrede, wêreldse vervolging God se manier was om sy kinders aan te moedig, sodat hulle kan besef, ons is in diens van die wêreld. Ons is in diens van hierdie mense wat ons so vermoor. Ons is in diens van hulle om die genade boodskap by hulle uit te kry. Hemelvaartdag sê vir ons, die opleidingstyd is nou verby. Dit is nou tyd om te gaan doen. Dit is tyd om uit ons gemaksones op te staan. Dit is tyd om uit die warmte van die kerkgebou, ja, vanaand amper letterlik, uit te gaan in die koue wêreld, wat dikwels vir ons 'n koue skouer gee. En vir mense te gaan meedeel, dat Jesus Christus ons verlosser is. Dit is tyd om hier uit te gaan, en ons Sondag aanbidding, ons Pinkster aanbidding,
te gaan laat gestalte kry in ons maandag werkplek en ons dinsdag werkplek. Vriende, na hemelvaart kan ons nie en mag ons nie meer net planne maak om mense by die kerk te kry nie. Maar moet ons raak sien dat God se plan is, dat kerkmense in die wêreld moet ingaan. Dat ons nie so bekommerd moet wees dat mense moet kerk toe kom nie, maar dat ons bekommerd moet wees dat mense wat in die kerke sal uitgaan, en in die wêreld gaan kerk wees. Ons voetspore in hierdie stikkende land te gaan trap, sodat ons daar die beeld, die identiteit van God kan gaan sigbaar maak. Na hemelvaart is 'n erediens, is 'n gemeente, is 'n Bybelstudiegroep, is dit maar net die manier waarop ek herlaai word, sodat ek kan gaan diens lewer weer. Hemelvaart verkondig dat Jesus Christus sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy heers oor die kerk, van waar hy die eienaar is, van waar hy sit en kyk en sien hoe mense vergaan, van waar hy sit en kyk hoe mense soek na hulp en na sin in hulle lewe. Hemelvaart is die dag waarop ons daaraan dink dat Christus sit aan die regterhand van die Vader, en hy sien dat ons in die kerk sit, en dat daar mense in nood is, en dat soms die verbinding van ons af na hulle toe nie meer daar is nie. Hemelvaart is dalk die dag, die fees, waar God die torings en die suursteengeboue waar ons mekaar warm broei, afbreek, en ons dalk uit mekaar jaag, sodat ons so ver as wat ons gaan, vir mense sal vertel van Jesus Christus, wat die sin en die redder van ons lewe is. Hemelvaart verander 'n bymekaar maak kultuur in 'n dien mekaar met dit wat jy ontvang het kultuur. Dien mekaar, seën mekaar met dit wat jy ontvang het. Het word vertel van die sendeling Dr. Albert Schweitzer, wat in 1913 na Afrika toe gekom het om hier te kom sendingwerk doen in Afrika. Mense het gewonder oor hom en gedink, hoekom hy was 'n dokter, het 'n goeie lewe gehad, hoekom los hy dit en nou gaan hy Afrika toe? Hy het vertel dat sy eerste spreekkamer, sy eerste hospitaal was 'n ou hoenderhok. Sy operasietafel was 'n ou lendelam kampbedjie. Maar so het hy in Afrika gewerk en baie dinge in Afrika reg gekry. Baie mense gehelp. En toe hy by geleentheid teruggaan na die Verenigde State toe, het mense baie sinies vir hom gevra, Dr. Schweitzer, het jy daarom toe geluk gevind in Afrika? En toe het hy vir hulle gesê, ek het 'n plek gekry waar ek kan diens lewer. En dit is genoeg geluk vir enige persoon. Ek het 'n plek gekry waar ek kan diens lewer. En dis genoeg geluk vir enige persoon. Vanaand op Hemelvaartdag van 2025 kom die Here vanaand na my toe, na jou toe, na ons as 'n gemeente toe. En dan vra hy vir ons, hoe diep is ons voetspoor in die gemeenskap van hierdie Helderberg kom? Kom vra die Here, hoe diep is ons voetspoor? Hierdie 85% mense in Suid-Afrika, hoe diep is ons voetspoor in hierdie land?
Ons weet, daar is nie regtig 85% mense wat ware Christene is nie. Maar vriende, dit is ook al 'n aanklag. Want dit is so maklik. Dit is so maklik om te sê ek is 'n Christen. So maklik om daai blokkie te tik. Is dit dalk omdat ons dit so maklik maak dat dit eintlik niks vra nie. Dat ons vergeet het dat dit beteken dat ek in diens is. Ek is 'n slaaf. Ek is 'n slaaf van die mense wat by my huis inbreek, wat my kar steel, en wat staan en bedel, en wat die omstandighede by die werk so moeilik maak, en wat staak by die werk. Ek is 'n slaaf van daai mense. Ek is in diens van die man wat brandstof van my motor gooi. Ek is in diens van die persoon wat vir die 100ste maal van my bel en sê, wil jy nie asseblief hierdie begrafnispolis koop nie? Dis dalk die enigste keer wat hulle met Christus in aanraking kom, as hulle vir my bel. Hoe antwoord ek hulle? Hoe reageer ek op daai oproep? Hoe reageer ek teenoor die mense wat sulke swak diens aan my lewer? Skel ek hulle ook maar uit soos wat hulle vir my sleg behandel het? En dis ons dalk maar na die tyd eenders. Maar ek merk nog steeds die blokkie, ek is 'n Christen. Vriende, ek het 'n plek gevind om diens te lewer, sê Albert Schweitzer. En as ek 'n plek het waar ek kan diens lewer, as ek 'n plek het waar ek die seën, die oorvloedige seën wat ek van God ontvang, kan gaan uitdeel, dis genoeg geluk vir enige mens. Hoe diep is Hortons Holland gemeente se voetspoor in die wêreld? Dit is in hierdie volgende dae die vraag. Amen. Here, dit is so maklik om, terwyl ons in hierdie toring sit, waar almal dieselfde dink, om hierdie goed te sê, en te sê, ja, dis waar, dis die teorie. Maar Here, U weet, as ons hier uitstap en is koud, en ons loop ons vas in mense wat ons goed vat, en wat ons asblikke uitgooi, dan raak ons sommer vies en warm onder die kraag. Ons vergeet, Here, ons is in hulle diens. En ek bid vanaand, Here, dat ons regtig die moed sal hê om te gaan doen dit wat U vanaand vir ons sê. Om in die wêreld 'n voetspoor te gaan laat. Jesus voetspore te laat, Jesus beelde op te rig, U te verteenwoordig in elke uithoek van die wêreld, daar waar daar nie kerke is nie, in die werkplek. Laat u
Vriende, ons is nie hier net vir onsself nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons gaan, daarheen stuur God ons, sodat ons mense tot in die uithoeke van die aarde, tot 'n seën kan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met ons bly en met julle wees. Here my toevlug, U is God.